Wie was jou beste dominee? Die een wat jou hart geraak het en jou geloof laat groei het, wat jy nog jarelang onthou, dis dominee so en so. Hier agter my is 'n klompie foto's van vorige dominees van hierdie gemeente. Wie was die beste? Die Bybel vra nie daai vraag nie, maar ons vra dit. En ek wil gou hê ons moet kyk na 'n gemeente wat oor hulle 2 dominees wie die beste was, so 'n bietjie stry gekry het, en dis die gemeente in Korinthe. Hulle het gestry oor Paulus en Apollos. Paulus was die eerste stigterslid van daai gemeente, die een wat hulle vir Christus laat ontdek het en wat vir hulle gewys het wie hulle verlosser is. Maar toe kom die tweede dominee en sy naam is Apollos, en hierdie dominee kon preek. Hy kon regtig jou hart roer met sy woorde. En toe begin daar so 'n bietjie van 'n gestryery in die gemeente. Die een sê Paulus. En die Paulusgroep, ek weet nie wat was hulle argumente alles nie, maar hulle het waarskynlik gesê, kyk, Paulus is daarom 'n bietjie geleerd, hy het by Gamaliel geleer, en hy is nogal regtig, as hy iets sê, dan kan jy dit vertrou. En Apollos, hy het sommer net hier by Priscilla en Aquila 2 van ons eie ouderlinge opleiding gekry, dis nie so goed nie. Maar die Apollos-groep het gesê, hierdie Apollos raak ons harte. Paulus het 'n mens partykeer so half van die slaap gepreek. Paulus het toch al lank gepreek. Hy het een keer in Efese sy laaste preek toe hy afskeid neem, het hy dwars deur die nag gepreek, totdat iemand by die venster uitgeval het, omdat hy in die slaap geraak het. Nou, wat gebeur met hierdie stryery in die gemeente? Paulus of Apollos? Paulus skryf baie helder en eerlik daaroor. Hy sê, dis sleg vir 'n gemeente. Dis nie wat ons 2, Paulus en Apollos, wil hê nie, maar julle doen dit en julle moet ophou daarmee. Dit kan nie gebeur nie, want, en dis sy belangrikste boodskap, hy sê, maar kan dit wees dat 'n gemeente so verdeel is? As iemand sê, ek is vir Paulus en een, ek is vir Apollos, is Christus in stukke verdeel. Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Nee. En dan skryf Lukas in Handelinge verder, baie eerlik, Lukas skryf baie sterk oor Paulus, sterkpunte en hoe hy gereis het as sendeling, maar dan skryf Lukas net so eerlik oor Apollos. Hierdie Apollos wat gekom het van Egipte af, en hy het regtig goed gepreek. Apollos was 'n begaafde spreker met 'n deeglike kennis van die skrif. Hy het in die leer van die Here onderrig ontvang en met groot geesdrif gepraat en ander noukeurig alles oor Jesus geleer. Lukas het baie respek vir Paulus en Apollos. En dan om terug te gaan na Korinthebrief toe. Toe sê Paulus baie eerlik. Hy sê die feit dat Korinthe gemeente so gegroei het, was nie oor Paulus en Apollos se begaafdheid nie, maar oor God, wat laat groei het. Hy het Paulus se anker en Apollos se welsprekendheid gebruik, want wat laat 'n gemeente groei? Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, dis God wat laat groei het. Ons is maar net dienaars, en die Here gebruik ons elkeen sy uniekheid en eienaardigheid om hierdie gemeente te laat groei. Wie is jou beste dominee? Dis nie 'n goeie vraag nie. Kyk na elke leraar en sien hoe dat God daardie een sy uniekheid, sy andersheid gebruik. En al hou jy meer van die een as vir die ander een, hou God van al 2. En hy sê, ek gaan hulle gebruik om die gemeente te laat groei. Hulle moet plante nat gooi, ek sal laat groei. Dus, wie is jou beste dominee? Daar's net anderster dominees met unieke nuttigheid vir die Here. Tweede vraag. Wie is die beste lidmaat? As 'n mens nou vir elkeen van daai dominees en vir my sou vra, wie is jou beste gemeente? Was dit hierdie gemeente of daai gemeente wat jy dink is die beste gemeente in die Here se koninkryk? Is jou beste lidmaat, die een wat ek nooit sal vergeet nie, en vir die Here baie dankbaar is. Weet jy, as 'n mens daarna kyk,
dan moet 'n mens ook vra, is dit 'n goeie vraag om te vra? Die boek Openbaring antwoord vir ons eintlik nee, want hy praat van 7 gemeentes in daai eerste 2 hoofstukke, 3 hoofstukke. Hy sê, elkeen van hierdie 7 gemeentes is uniek, anders, elkeen het foute. Hy sit hulle nie in volgorde en hy sê, daai een is nommer 1, 2, 3 nie. Hy sê, hulle is anders en gesond. As ek wel so uit my hart uit praat en uit die Bybel uit praat, dink ek daar's 2 belangrike eienskappe wat 'n goeie gemeente, 'n sterlidmaat behoort het. Die een is 'n geestelike volwassenheid en wysheid, wat dikwels kom deur baie jare se geloof, maar die ander een is 'n kinderlike opgewondenheid en 'n passie, wat 'n mens dikwels meer by nuwe Christene, by jong Christene aantref. En hierdie 2 kry 'n mens moeilik by mekaar. Want hierdie jarelange lidmaatskap kweek 'n wysheid en 'n sekerheid wat maak dat hulle sê, ons is 50 jaar in hierdie gemeente, ons sal hier bly, ons is lojaal, ons gaan vir die Here hierso dien, nêrens anders nie. Dis wonderlik. Hulle het vir die Here gekies, vir hierdie plek gekies en gesê, dis waar ons vir die Here wil werk. Maar hierdie sterk lidmate kan partykeer 'n bietjie te rustig wees. Dis asof hulle nie meer vir die Here so lief het soos aan die begin nie, en daarom staan daar in Openbaring 2 vers 4 vir Efese, julle het my nie meer so lief soos aan die begin nie. Dus die ander eienskap is ook wonderlik. Hierdie kinderlike opgewondenheid van nuwe Christene, 'n nuwe bekeerling wat sê, ek het vir Jesus ontdek. Dis 'n wonderlike iets. Ek wil dit deel. Ek gaan nie skaam wees nie. Ek gaan mense probeer intrek en na die Here toe bring. Maar hierdie passievolle sprankel lidmate is ongelukkig die wat nie baie betroubaar is om te sê ons bly hier nie. Hulle hardloop baie maklik agter 'n nuwe welsprekende Apollos aan en kies 'n nuwe gemeente om daar te gaan, want dis lekkerder daar. Die beste lidmaat is die een wat hierdie wysheid, loyaliteit, diepte het, maar die sprankel van 'n jong gelowige behou het. Die een wat nog steeds sê, ek weet wie die Here is en ek gaan hom hierso dien. Maar ek gaan nie rustig wees en sit en sê, dinge moet maar bly soos wat dit is nie. Ek sal dinge verander. Hoe is jy as lidmaat? As jou dominee sou praat oor jou, het jy hierdie 2 eienskappe albei? Ek hoop so. Want as jy dit het, dan het jy vir die Here die beste werktuig geword. Dan is jy die een wat vir die Here hier wil dien en hier so 'n verskil wil maak, nie wil rondloop nie, maar jy gaan nie sit nie. Dominee, lidmaat, ek wil vir jou bid en vra dat die Here vir jou die beste dominee, die beste lidmaat sal maak, nie vergelyking met ander mense nie, maar die nuttigste vir die Here. Wees wat jy is, maar word al hoe meer wat die Here wil hê jy moet wees, wys en passievol. Kom ons bid daarvoor. Hemelse Vader, ons wil dankie sê vir soveel pragtige kerke in hierdie land van ons. Kerke van alle denominasies wat vol is met passievolle leiers, leraars en passievolle, getroue, hardwerkende, dienende lidmate. Here, hier is ons. Gebruik ons. Ons sal plant, ons sal nat gooi. Ons bid dat U sal die kerk laat groei in hierdie eeu waarin ons lewe. Ons bid daarvoor in Jesus naam. Amen. As jy partykeer in 'n konsistorie kom en hier so hang hierdie gevaarlike dominees,
Onthou, die Here het hulle elkeen op sy eienaardigheid gebruik. En vir jou ook. Seënwense.